Look up. See the glow of a star 1,000,000 miles away. So far away. So distant. So weary. Isolated. Divided. Tired. Months of waiting. Months of longing. Looking for an answer. Looking for hope. When the light has faded and our anxiety has grown, you can still hear it. Don't be afraid. For to us a child is born, to us a son is given. He is called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace, Emmanuel. He is the path in a world that's lost its way. He is the thrill of hope to this down, disheartened world. He is the light that even darkness bows to. He is what our weary hearts have longed for. He is the sound of hope, conquering all our fear. He is God with us. His name is Jesus. Goeiemôre julle, wil julle nou saam met ons te staan. En kom ons celebrate net wat die Here vir ons gedoen het, dat hy vir ons aarde toe gekom het, dat ons vir ewig saam met hom kan lewe. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strain. Gloria, in excelsis Deo. Herders op die ope velden, lê die nag die engele koor, lê die blye evangelie uit die hemel aangehoor. Gloria, in excelsis Deo.
one who would be called Emmanuel. The promise was delivered unto a virgin bride, the one who would be called Emmanuel. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. The humble town of David, Savior born today, one who would be called Emmanuel. Behold the host of heaven, with holy robe proclaim, the one who would be called Emmanuel. Our Messiah, our God is with us now, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Kom ons lig ons stemme, hear your people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. Above all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. You will always be, holy, holy forever. You will always be holy, holy forever. Gabriel het aan haar verskyn en gesê, ek groet jou geseënde vrou.
die Here is met jou. Verward en ontsteld het Maria gewonder wat die engel se begroeting kon beteken. Moenie bang wees nie, Maria, het die engel gesê, want God het besluit om jou te seën. Jy sal swanger word en 'n seun hê en jy moet hom Jesus noem. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. En die Here God sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee. Hy sal vir ewig oor Israel regeer en sy koningsheerskappy sal nooit eindig nie. Maria het vir die engel gevra, maar hoe kan ek 'n kind hê? Ek was nog nooit by 'n man nie. Die engel het geantwoord, die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou toevou. Daarom sal die kind wat gebore word, heilig en die seun van God genoem word. Meer nog, jou familielid Elisabeth het in haar gevorderde ouderdom swanger geword. Mense het altyd gesê sy is onvrugbaar, maar sy is al in haar 6de maand, want niks is onmoontlik vir God nie. Maria het geantwoord, ek is die Here se dienares en gewillig om te aanvaar wat hy ook al wil hê. Mag alles wat jy gesê het waar word. Toe het die engel weggegaan. Stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining till He appeared and the soul felt His word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born. Truly taught us to love one another. His law is love, and His gospel is peace. Change is our break, for the slave is our brother. And in His name all oppression shall cease. Sweet hymns of joy in grateful chorus praise we let all within us praise His holy
Dankie Here dat ons hierdie dag kan vier met blydskap en met soveel passie in ons hart. Dankie Here dat ons elke jaar nie net herinner word nie, maar elke jaar onsself kan posisioneer in ons lewe in belyning met wat U vir ons kom gee het, U seun. Nie net as voorbeeld nie, maar as prys. Dankie Here dat net soos elkeen van ons se name aan daardie kruispyker is, in Jesus se hande geskryf is elkeen van ons ook ingesluit in die geboorte en die lewensplan van Jesus Christus. Here, waar ons vandag in 'n wêreldsituasie sit wat chaos kommunikeer, kan ons vandag stil staan en net weer ons verwysing na U toe trek. U is die hoop vir die wêreld. Dankie daarvoor in Jesus Christus naam. Amen. Jy kan gerus sit. As ek jou nog nie gegroet het nie, geseënde Kersfees. Ek het hierdie vreeslike mooi vrou op my iPad. En dan raak ek aandag afleibaar. Dis nou Rihanna, hoor. Just checking. Woewe het vir ons 'n gedeelte gelees uit Lukas 1 vers 28 tot 38. Ek wil vandag begin by daai vers 38. Waar Maria vir Gabriël antwoord. En ek gaan net 2 verse vandag hanteer. So ek gaan jou 40 minute se konsentrasiespan in 2 verse gebruik. Is dit nie great nie? Dankie my vrou. Ek het 'n fan. Sy antwoord vir Gabriël, dis nou die engel. Ek is die Here se dienares en gewillig om te aanvaar wat hy ook al wil hê. Mag alles wat jy gesê het waar word. Toe die engel weggegaan. Het klink so eenvoudig, het klink so simplisties. Maar sy het 'n reeks stellings gemaak in hierdie een sin wat 'n radikale invloed gehad het op die res van haar lewe. Ouens, ons kan baie keer so simplisties raak in ons lewe en ons kan ons gebedslewe en ons gesprek met God baie keer so afwater dat ons dink ons praat net bietjie met Jesus vandag en ons gee vir hom woorde en ons maak baie keer beloftes wat ons nie kan hou nie. Amen. Ja. En dan gaan ons uit aan. Daar's hierdie simpel ding wat die ouens op universiteit sê, of gesê daai jare, toe ek nou nog geswat het, toe was universiteit nog anders. Toe moes almal bid voordat hulle eet. En dan as 'n ou nou nie baie lief is vir die Here nie, dan sê hy, rub-a-dub-dub, thank you for the grub, amen. Baie keer is ons geloofslewe so. En is nie omdat ons simpel mense is nie. Dis omdat ons nie die impak sien van ons gebede nie. Amen. Of ons sien dit nie in so mate dat hierdie gesprek regtig so ernstig sal wees nie. Jy weet, ek het een keer voor 'n magistraat gestaan. Dit was 'n ander belewenis. Mag jy nooit voor 'n magistraat staan in die posisie wat ek was nie. Ek was in die weermag en wat gebeur het is ek het 'n parade gehad wat ek moes lei en daarna moes ek na 'n huisdans toe gaan van 'n vroue koshuis of 'n dames koshuis by Potch. En hierdie parade het aangehou en ek het toe besluit ek gaan sommer met my militêre uniform deurjaag en dan gaan ek daar aantrek by die dames se boetie en dan se ek reg vir die huisdiner. En ek kry 3 boetes op pad Potch toe. En ek gaan nou hof toe en dan gaan ek nou vir
vir die magistraat vir afslag vra, want ek is nou 'n ou wat diensplig doen, en jy kry nie 'n salaris in die weermag nie, jy kry 'n soldij. As jy nie weet wat dit is nie, gaan lees dit. Dis net genoeg om jou hare te sny, jou apparatus te betaal, en jou hitchhiker ry veilig bandjie te kan bekostig. Jy het nie nog geld vir boetes nie. So wat gebeur is, ek gaan daar na die hof toe, en ek's nogal in my militêre uniform soos wat ek was. Ek dog hierdie ou gaan nou vriendelik wees met my en sê, ja broer, dis fantasties. Maar ek het nie in ag geneem nie. Die hof is daar by Lenasia. En ek stap in daai hof in. En die volgende ding is, hier staan ek, en die aanklaer staan daar, of ek weet nie wie die ou is nie, en hy sê vir my eers, hoorie, ek kan hierdie boete betaal, maar nou is dit baie meer, né? Of ek kan nou voor die magistraat gaan. En nou gaan ek voor die magistraat. En die magistraat sê, is die eerste ding wat sy vir my sê, is, wat soek jy in militêre uniform? Verteenwoordig jy die weermag? En onmiddellik is ek soos, hier's moeilikheid. My plan hier het klaar begin misluk. Ek het 'n reël gebreek deur my skema om uit hierdie boetes uit te kom. Ek was tevrede om die volle bedrag te betaal daarna. Nou, hoekom vertel ek jou hierdie storie? Dis die hoogste gesag wat ek tot daai stadium in my lewe mee te doen gehad het, wat op daai stadium 'n oordeel moes vel oor my lewe, of vir my 'n antwoord kon gee hoe my toekoms lyk. Ek sit en ek dink, hoekom is my gebedslewe wat met die God van die heelal praat, nie met daai selfe vlak van verwagting en daai selfe vlak van autoriteit nie. En dis nie 'n manier hoe ek myself wil pak gee nie. Ek wil amper vra, wat het gebeur? Het jy dit al ooit beleef? 2 mense het gesê, ja, die res hier is diep geestelik. Fantasties. Nou, ek gaan met stories hierdie vir jou verduidelik. Maria sê eerstens, sy's gewillig om te aanvaar wat ook al die engel gesê het. Dit beteken, ek pens en potjies in. No buts. Het sy geweet wat kom? Nee. Sy was glad nie voorbereid vir dit nie. En ons sal nou 'n bietjie daaraan raak. Maar op grond van wat die engel gesê het, het sy gesê, I'm in it to win it. Ek is daar. En sy het verder gegaan en gesê, mag alles wat jy gesê het waar word. Wow, dink net as jy dit sê vir die Here vandag. Here, mag alles wat U oor my lewe sê, waar word. Wie van ons is bereid om dit te sê? Ek gaan jou dankie. Ek gaan vir jou die implikasie van dit verduidelik. En ek wil begin deur vir jou te sê, ouens, ons doen lewe. En ons het die beste bedoelinge. Ek weet nie, wie van julle het vanoggend opgestaan en gesê, vandag gaan ek laat wees vir kerk, ek gaan my vrou blameer, of my man, my kinders gaan buitelyn wees, ek sien so uit na hierdie dag, ek sien uit om met skoonfamilie te kuier, wat ek as prins 'n jaar terug, hoekom lag jy? Jy's nou net verloof. Dis is vroeg vir dit, hoor. En daar gaan jy en jy smash jou Kersdag op na die beste van jou vermoë. Nie eers die Grinch kon Kersfees so steel nie. Niemand van ons beplan nie lewe so nie. Ons almal het hierdie groot droom en hierdie groot plan en hierdie heilige oomblik van, Immanuel, God is met my en ek gaan hierdie lewe oorwin en die engele gaan juig oor my lewe. En as ek op 'n Sondag uit die kerk uitstap of op 'n dag soos vandag, Kersdag, dan ek voel so warm in my hartjie en ons gaan net sien hoe alles verander in 2026. Bring dit aan. Jy kan nie wag vir ou jaar nie. En dan besluit jy gaan gewig verloor en dan ry jy by Soepekel verby. En dan is daar moeilikheid. En die kerk het nog die vermetelheid om van hulle goed te verkoop. Ek wil eerstens vir jou sê, die Here ken ons tekortkominge. En hy het genade met ons. Hy het nie na Maria toe gegaan en gesê, Maria, omdat jy perfek is, kies ek jou.
En jy gaan 'n perfekte lewe lei. So, daarom gaan die Katolieke jou aanbid nie. OK. Jare gelede, ek het net skool klaar gemaak, so ek het al vir so 8 jaar bestuur. Ek mag nie lieg van die kansel af nie. OK. En my pa het so Cressida GLI 6 gekoop. Dit was soos die Toyota, hoor. En ons gaan af Kaap toe, en ek het nou net my lisensie. Nou ek sê vir jou, my pa het seker gevas in bid vir 'n week, want hy het geweet op 'n stadium gaan ek moet bestuur as hy slaap. En dis hierdie nuwe motor. Daai kar het hom R18,000 uit die boks uitgekoop, full house. OK, nou weet jy hoe oud ek. En net so hier in die middel iewers, daar by 3 susters, toe sê hy, my seun, klim in, hierdie pad is reguit, jy gaan baie moet doen om hier droog te maak. Hou net by die spoed, en as jy 'n lorry verbyvat, moenie tot op sy agterend, hy het 'n ander woord gesê, ry, en dan verbyvat nie, want 'n klippie kan ons windskermstuk skiet. En ek soos in, ja, pa, en daar ry ek soos ou boet op ork nie snork nie. Daar ry ek, ja, maar hierdie ding is outomaties, jy verander nie as ratte nie, hy doen alles vir jou. En hier kom ek by 'n plek by die naam van Beaufort Wes. En hulle is besig om aan die pad te werk, en daar staan Detour, 200 meter. Nou ry ek, nou sien ek, maar hierdie is 'n grondpad. En my pa gaan nie daarvan hou as hy hoor ek's op 'n grondpad nie. So wat doen ek? Ek ry deur die dorp. En nou sien ek hierdie volgende pad, wat die padteken is blou, so dis nasionale pad, en ek ry. Hemel, maar ek sien niks van Kaapstad nie. Nou wil ek nie my pa wakker maak nie, want ek gaan nou al sy vrese tot gewaarwording bring. So ek ry maar. Daai kar het 'n lekker groot tank, en ons het daar by 3 susters volgemaak, so ons kan maar gaan. So ek het nou gaan kyk die plek waar ek toe opgeëindig het. Ek kom toe by 'n plek van De Rust uit. En ek het dit nog nooit gesien nie, maar kom ons gaan tot by die volgende plek, en toe is ek by Duiselsdorp. Jy kan dit gaan googleoer as jy wil. Dit beteken ek is net so skuins daar aan die kant Mosselbaai af. My pa word wakker in die middel van die berge. Hy het soos bomskok. Hy sê, is ons in die Parelvallei? Ek sê nie, ons is in die Outeniqua. En weet wat doen my pa in al sy woede? Hy sê, my seun, dan ry ons maar die tuinroete. Ja. Ek mis die ou ding. Hy is oorlede. Maar daar het ek en hy 'n wonderlike rit af met die tuinroete. Ons het gewag dat die son opkom, en toe ry ons die tuinroete Kaap toe. Ek weet nie wat dit aan sy petrolrekening gedoen het nie. Maar ouens, dis hoe die Here met ons is. Ons het die beste bedoelinge. Maar as ons net weer in belyning kom en hom nie wakker maak, die Here slaap nie, hoor, maar sê, Here, ek is van koers of ek erken dit. En ek praat nie nou van ek is 'n heiden of wat ook al nie, ek het alles vir u gegee, maar ek het nou alweer 'n paadjie gevat, wat ek verdwaal het. Wil ek vir jou sê, die Here is met jou. En hy sal dat jy by die bestemming uitkom. En dalk nog, het hy geweet jy gaan 'n fout maak, en hy het vooraf reggemaak vir die tuinroete van jou lewe. Maria het 'n bewustheid gehad dat sy nie die krag gehad om dit te kan doen nie. Maar as 'n engel aan haar verskyn, dan gaan dit seker oukei wees. Daar is nie iets op hierdie aarde wat ek en jy hopeloos oor kan voel nie. As jy voor God staan nie. Maar sonder God, wil ek vir jou sê, jou beste situasies is hopeloos.
Ouens, ek gee nie sommer baie profetiese woord nie. Die Here het so 4 maande voor COVID, toe gee hy my 1 Sondag woord in die diens. En dit was 'n woord van waarskuwing. Dit het gegaan oor 'n beeld wat ek gesien het van berge en mis. En ons stap vorentoe en party mense raak verward. En die Here sê, wees net stil en volg my. En mense raak verward en hulle begin hardloop. En die volgende oomblik toe lig hy mis en ek staan in hierdie dal tussen die berge. En oral is daar mense wat sy voete gesny is, hulle elmboë, hulle in die berge ingehardloop en hulle het seer. En hy gee toe vir my die uitleg van die woord, hier kom 'n seisoen waar daar baie verwarring gaan wees, maar hou jou oë op my en gee alles vir my in hierdie seisoen. En jy sal nie 'n sny op jou voet kry nie, ek sal jou deur dit navigeer. Skielik groei die kerk toe COVID uitbreek, want toe dink jy ouens ek's 'n profeet. Nee, ek's 'n gewone mens, maar die Here het 'n woord gegee en ek wil vandag, is ek jammer om te sê, maar ek wil vandag vir jou 'n woord gee oor die volgende seisoen wat ons gaan beleef. En dis baie in lyn met dit. Dis nou die tyd om absoluut nougeset die Here se wil te soek in alles. Waar daai seisoene tyd was wat goed van buite af die mens kom aanraak, het soos 'n siekte, soos 'n ekonomiese situasie wat ook al, is die seisoen wat voor ons lê, 'n seisoen van lokvalle. Dit beteken dat as jy besig is op 'n rigting wat jy nie God se plan uitleef nie en jy's doelbewus besig om teen dit te staan, hoor wat ek vandag vir jou sê, gaan jy seer kry. Die Here gaan toelaat dat jy jou tone stamp, want hy weet daar's groter skade op pad as hy jou nie nou help om te bely nie. As hierdie woord vir jou iets gaan beteken, dank ek die Here, ek wil dit net verseël in gebed. Hemelse Vader, dit wat ek hier beleef het, waar ek hier staan en kommunikeer op hierdie Kersoggend, as enige iets van dit nie van U is nie, mag dit by elkeen se oor ingaan en die ander oor uit, en nie in hulle harte val nie, maar elke deel wat deur die Gees geïnspireer is, wil ek vanoggend vra, Here, dat dit sal saad skiet, dat dit sal hoop skep, en dat dit sal lewe bring. In Jesus Christus naam. Amen. So die eerste ding wat ek vir jou wil sê is Kersfeeshoop begin met 'n oorgawe wanneer ons ja sê. Maria sê nie, ek is gereed, ek is sterk, ek is bekwam nie. Sy moes skuif van Here, seën my planne, na Here, seën my met U plan. Sy het besef dat daar niks van haar eie planne kon oorbly nie. Want weet jy wat gebeur wanneer jou eie planne daar staan? Jou wil suig jou daarin. Amen. Ek en jy is nie robotte nie, maar die begin is om ja te sê. Die tweede ding is hoop is gewortel in die oorgee. Kersfees hoop groei wanneer ons vertrou ten spyte van ons gevoelens en emosies. Ouens, my en jou sieninge verander, maar God is stabiel. In Romeine 15 vers 13 skryf Paulus vir die gemeente in Rome, hy sê, en mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop en die krag van die Heilige Gees. Kom ons stop net daar, hou hom daar. Ek gaan hom vir jou oopbreek. Mag God van die hoop, God gee die hoop, jou vervul
met alle blydskap. Blydskap kom uit van God uit deur die hoop in hom. Daar is nie blydskap op 'n ander manier nie. Hallo. Ek weet dis Kersoggend, jy het gisterand geskenke oopgemaak, maar hierdie is die grootste geskenk wat jy hierdie Kersfees kry. Amen. As jy wil blydskap hê, waar's jou hoop? Anders gaan jy teleurstelling hê. Hy sê, met alle blydskap en vrede, hoe kry ek vrede? Deur die geloof. Ek kry nie vrede deur my omstandighede nie. Ek kry nie vrede deur my lugkastele nie. Ek kry vrede deurdat ek in die chaos bly, maar die geloof as 'n geskenk van God is wat my behou het. Amen. Dat julle die dat beteken hier kom iets. Dis die gevolg dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. Jou hoop groei na 'n hoër vlak van hoop, 'n breër vlak van hoop, soos wat jou vertroue in God groei. En al hoe jou vertroue in God groei, is as jou vertroue in jouself minder word. Amen. Alles wat in ons lewe gebeur om ons, beteken me, myself and I must sort it out. En is teen alles wat God geleer het. Ek het nou die dag op 'n plek gepreek, waar ek vir die ouens gesê het, hierdie ding wat sê, die Here help hom wat homself wil help. Is dit in die Bybel? Toe is al mense wat land opsteek. Dit staan nie in die Bybel nie, dis 'n ou Griekse filosofiese ding. En hy's later deur die Amerikaanse president gesê. Die Here help nie hulle wat hulle self wil help nie. Hy help hulle wat hulle self wend na hom. God soek iemand wat oorgee. Ons moet hierdie baie mooi boere mentaliteit uit ons harte uitkry, van ek sorteer alles uit en wat ek nie kan doen nie sal God my help. Dit staan nie in die Bybel nie, mense. As ek alles doen, sover ek kan, en dan verwag dat God my moet help, het ek 'n groter gemors gemaak en God moet my eers uit dit uithelp en my dan aanhelp. Die ding is, as ek my oorgee aan God se plan, dan begin hy my hart verander. Dan word ek fliks, want ek het 'n passie. Ek het 'n doel vir die lewe. Ek jaag iets groters na. Ek is bereid om houe te vat, want ek besef die waarde van dit. Maria was 'n maagd. Okay, die Jode is nie lekker met maagde wat swanger raak nie. Hulle stuur hulle nie na 'n Vrystaatse dorpie toe en as die kind gebore is, Kaap toe nie, om by die tannie te gaan bly tot die kind 6 is nie. Sy moes in daai gemeenskap bly. Wie van julle sou glo as 'n girl in die gemeenskap, sy's verloof aan 'n ou, hier kom sy en sy sê okay, sy's swanger. Nee, die Here het dit gedoen. Sy het geweet dit kom. Maar die openbaring van God was klaar vir haar genoeg. Ouens, dit is in die geloof in God wat ons ware geloof kry en vrede. Die vrede wat die wêreld vir ons gee, lei tot verwoesting. Ek en jy lewe nie van gevoel nie, maar ons is veronderstel om van oortuiging te leef. Ons wag nie vir moed nie. Moed volg op gehoorsaamheid. Dan derdens, laastens. Die Kersfees hoop neem nie vrees weg nie. Dit gee jou die krag om moed te skep deur te druk. Maria was nie vreesloos nie, maar Maria was hoopvol. Ek wil jou vra, is jy hoopvol oor die toekoms? Ek het nou net vir jou woord gegee van rowwe tye. Maar as jy hoopvol? Hierdie preek ek vir jou uit my hart uit vandag. Want ons was in 'n situasie 'n jaar of so terug waar mense gesê het, ons is klaar met die bediening. Ek sal nooit weer vir mense so kommunikeer nie. Maar die Here het vir ons 'n woord gegee. Hy het gesê, jy alles sê vir jou, jy gaan medies permanent ongeskik verklaar word, en jy gaan by die huis sit en wag om dood te gaan.
Maar ek sê, ek gaan jou versnel in die seisoen wat kom. Ek het Vrydag met John Simons gekuier, 2 weke terug, die leier van Doxa Deo. En hy sê vir my, Koot, ons het nie eers op die HR vir jou ruimte gemaak, vir 'n plek om terug te kom nie. Want ons gebedslewe is asof jy heeltemal genees word, maar op HR werk ons asof ons 'n ding moet bestuur. En wat die Here kom doen is, hy sit ons in 'n journey wat, ek was reg om George toe te gaan, en daar te gaan 'n ding doen. En die Here sê, dis nie my plan vir jou nie. En ons moet sê, Here, ons sit met aan die plan. En ek en Rihanna sit hierdie vakansie en ons ry. En ons sê, weet jy wat, as ons nou in George was, as ons in die middel van die verkeer tussen al hierdie klomp mense. Ons is so gelukkig in Johannesburg. Ek het hier groot geword, my kind wil haar skool hier klaarmaak. Jy sien, my plan het 'n see gesien waarin jy gewoond raak. Maar die Here se plan het gesien, impak, oorvloed. Ek wil hierdie stukkie nuus ook met jou deel. Van julle het my dalk nie gesien in hierdie laaste paar weke nie, ek is nie weg nie. Maar ons het 'n reuse uitdaging in Wilgeheuwel kampus. Willie, die kampusleier daar het bedank. En Johan Poggenpoel hulle het my gevra om Wilgeheuwel onder my vlerk in te bring. Ek was al 'n leier van 'n streek. En ek het al 'n menigte kampusse gelei op een slag. So ons gaan vir die volgende seisoen, en ons is reeds besig daarmee, 'n eenspan benadering hê. Ons het 'n fantastiese sterk span in Linden, ons het 'n fantastiese sterk leiers in Wilgeheuwel, en waar ons as een span al 2 die kampusse gaan bedien. En my rol is om hierdie leiers in hierdie kampusse op te rig. En dan weet ons nie wat die Here volgende gaan doen nie, maar nie een plan wat die Here gehad het, het ek vooraf gesien nie. Maar as ons terugkyk, dank ek die Here dat ons ja gesê het, en dat ons nie gereference het, nou maar my plan was dit nie, want sy plan is elke keer beter. Dis 'n getuienis, mense. So, die Kersdag, mag God jou nooi om ja te sê, vir baie dinge wat sy wil is, wat dalk al begrawe is. Miskien wil jy vandag sê, ek verstaan elke Kersfees, ja dankie julle. Elke Kersfees dan kom families by mekaar. Julle weet hoe werk dit. Jy moet nie nou lag nie. Skoon familie, almal. Daai swaar wat jou so irriteer by Oktober, begin jy al 'n oorseese vakansie beplan, dat jy net die Kersfees by die huis moet wees nie. En dan reël hulle daai ding net as jy terugkom. Nou sit jy in Duitsland in stres oor jou swaar. En dan sê jy vreeslik nice, want jy's lief vir jou vrou. Hoor jy, ek praat nie met iemand spesifiek nie. Ons kinder nie in die prediking nie. Dalk. Maar en nou het jy die ou verdra en julle was vriendelik en dan gaan die lewe net aan. Dit laat my dink aan daai storie van die Eerste Wêreldoorlog. Ek het al oor dit gepreek jare terug, maar waar ou Kersaand het die geallieerde magte aan die een kant in die loopgrawe en die Duitsers aan die ander kant het hulle leiers opgestaan, mekaar se hand geskit en ou Kersaand het hulle saam, hulle rantsoene gedeel, hulle het Kersliedere gesing. Dit het regtig gebeur. Die probleem is die volgende dag is hulle terug in die loopgrawe in en skielik moes iemand doodskiet wat hy leer ken het. En ons sien vir daai oomblik van vrede wat op daai mense neergedaal het in daai tyd op ou Kersaand wat absoluut merkwaardig is, maar weet jy wat, dis nie waaroor 'n tyd gaan wanneer ons Christus se geboorte vier nie. Want wanneer ons Christus se geboorte vier, is dit nie ons klim uit die loopgraaf uit sodat ons weer terugklim en almal weer doodskiet nie. Christus se koms het verandering gebring dat ons uit die loopgrawe van ons lewe uitklim en met vryheid vorentoe gaan.
dat ons bevry word van vyandskap, dat ons bevry word van die dood wat om ons hang, dat ons uit die loopgrawe van ons lewe kan uitstap. So miskien sit jy vandag hier en jy het iemand wat jy regtig sukkel om vry te spreek of te vergewe. Miskien is dit dis juist die plek waar die Here sê, ek vergewe soos wat jy bereid is om te vergewe. Weet jy wat sê die Here? Dis nie 'n ultimatum nie, dis 'n uitnodiging. Hy sê, jy kan nie my vergifnis verstaan verder as die mate as wat jy my vergifnis kan gee nie. Dis wat hy sê. Jy gaan definitief sukkel met jou geloofslewe as jy wrok het. Miskien is jy op waar jy hier sit vandag so vasgevang in Here, ek het alles oorgegee, maar ek het my tuinroete begin volg. Dalk in jou besigheid, dalk in jou gesin. Miskien is dit nie nou net 'n oomblik om te sê, kom ons redirect die GPS nie. Kom ons kry die Here se hulp om ons net deur hierdie krisis te help nie. Maar is dalk 'n plek om te sê, Here, ek kom gee my hele besigheid vir U vandag. En al moet ek elke ou wat ek geld skuld afbetaal, met hulle reëling maak, alles, ek gaan nie deurkom en ek gaan beter afwees aan die einde as wat ek was. Ouens, 'n goeie vriend van my voer karre in van die buiteland af, en wat gebeur is, sy vernoot kry 'n ding wat hierdie ouens vir hom 'n derde meer karre gee teen 'n baie groot afslagprys, en daar's nog eers 'n mark ordentlik vir hierdie karre nie. En daai karre staan in Durban op die hawe in 'n stoor, en dit is nog, die afset na die handelaars is nog nie eers klaar deur nie. En hy's verskriklik vies vir sy vernoot. Maar hy bel my, hy sê vir my, Koot, ek wil hê jy moet saam met my bid. Ons was saam op skool en ons kom al jare saam. En ek sê vir hom, Jesus bruid, great. Ek verstaan dit, wat's die omvang? Hy verduidelik vir my, hy sê, soos ek vandag hier is, verloor ek so 1,3 miljoen rand 'n dag. En ek sê, hemel my vriend, ek kan nie eers tel wat in 'n week gebeur nie. Hy sê, Koot, my huis en my alles is veilig. En die moontlikheid dat ons die besigheid verloor is goed, maar ek wil nie jy moet vir my bid dat die Here my alie red nie. Ek wil hê jy moet vir my bid dat ek met wysheid, met integriteit optree, dat ek al my werkers kan betaal en dat ek na my werkers kan kyk. Want weet jy wat? Ek het van die Universiteit van die Lewe geleer. Ek kan weer 'n besigheid begin en ek sal 'n sukses maak daarvan, maar die verhoudings wat in my lewe belangrik was, wil ek nie verbrand nie. En ek begin huil, ek sê, my vriend, weet jy wat? Ek's nie bediening, maar jy preek vandag vir my deur jou lewe. Die Here soek mense wat bereid is om die prys te betaal en sê, ek vat die los, ek vat die nok, maar ek doen dit op 'n manier en U gaan vir my deurvat. En as ek deur is, gaan juist die saad wat gesaai is in daai tyd die krag wees wat die sukses van môre oplê. Amen. Dis die Maria storie. Jesus vandag is die vergewer, die verlosser en die gewer van 'n nuwe lewe. Ek het gesê, jy hoef nie jouself eers te kan uitsorteer nie. Jy hoef nie gekwalifiseer te wees nie. Dink aan Maria. Dis op sy woord dat ek en jy vandag hier is. Jy is geweldig kosbaar. Ek wil dit in jou gees in sê vandag, jy is vir God geweldig kosbaar. Toe ek in die noorde was, het ek gesê, hy like jou stikkend. Ten spyte van al ons dinge wat ons gedoen het. Is 'n dag soos vandag waar die Here kom en sê, weet jy wat, wil jy nie net alles oorgee nie? Wil jy nie vertrou dat ek regtig my pad beter is as joune nie? Hy's dalk moeiliker, maar hy's die moeite werd.
Ek wil jou ook nooi, as jy vandag hier sit, en jy het nog nooit jou lewe oorgegee vir die Here nie. Miskien het jy in die kerk groot geword, ek ook. My ma was orgelis, sy het pragtig gespeel, my pa was 'n ouderling. Maar ek was 'n kerkbank Christen. Ek het gedwaal van diens tot diens, want ek moes. Ek is aangeneem en ek het my wynlisensie gekry, ek het alles gekry wat die sisteem gevra het. Maar ek was so verveeld in die kerk. Want die woord wat daai ou daarvoor gepraat het, iewers was daar 'n muurtjie, dit het net afgebounce. En eendag kom God en hy breek deur daai muur in my hart en hy openbaar homself aan my. En niks was ooit weer dieselfde nie. Miskien die geboorte van Christus is 'n goeie geleentheid om vandag te sê, ek wil nie net 'n Christen wees in identiteit, omdat ek dit op 'n vorm invul nie. Ek wil my lewe oorgee as kind van God en al my hoop op hom stel. As jy vandag vir die eerste keer jou hart regtig en jou toekoms vir die Here wil gee, wil ek saam met jou bid. Maar ek wil ook saam met jou bid, as jou GPS bietjie uit is, as jy deur 'n moeilike tyd gaan, of as daar areas in jou lewe is waar jy goed uit God se hand gevat het, en jy weet nie wat die toekoms hou nie. Kan ek vra dat almal saam met my staan? As jy vandag hier staan, en jy sê, ek wil my hart en my toekoms en alles vir die Here gee, dan wil ek jou nooi, almal se oë toe asseblief. Ek wil weet vir wie ek bid. Ek gaan jou nie op die spot sit nie. Maar ek wil jou vra in hierdie blok, aan my linkerkant, julle regterkant, is daar iemand wat sê, ek wil bid saam met my? Dankie. Ek waardeer dit, dankie. Dankie. In hierdie blok, die linkerkant, dankie, hier voor. Dankie, dankie, dankie. Dankie daar in die middel. Is daar enige iemand anders? Hemelse Vader, elkeen wat land opgesteek het, wil ek vra dat hulle land nie net opgesteek het vir my nie, maar vir U, om te sê, hier's ek, Here. Ek hands op, ek gee oor. Ek gee my toekoms vir U. Mag dit wees, Here, my belydenis is, ek is U dienaar, en ek is gewillig om te aanvaar wat U ook al wil hê, en mag alles wat U sê waar word. Ek is U kind. Here, ek bid ook vir elke persoon wat deur moeilike besluite gaan in hierdie tyd, en ek dank U dat U hoop in hulle sal groei, dat ons die hoop van die wêreld sal leer ken op 'n nuwe manier. Kom vul ons harte en lewens, en mag ons altyd net herinner word aan vandag waar ons sê, Here, ek vertrou U. Kan jy dit hardop saam met my sê, Here? Kan jy dit harder doen? Verbeel jou, jy's daar by jou kind se prysuitdeling. Kan jy sê, Here, ek vertrou U. In Jesus naam. Amen. Here, ek wil ook net kom bid in hierdie oomblik, soos ons sing oor die heiligheid. Mag die Gees net hierdie liefde waarvan Koot praat, en mense se harte kom openbaar vanoggend, Here. Ons vra dat U Gees kom werk in hierdie oomblik. U is heilig, U is almagtig. En ons weet ons dien 'n God wat aktief besig is om met ons te praat.
of God arrive, the one who would be called Emmanuel. The promise was delivered unto a virgin bride, the one who would be called Emmanuel. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you were lifted high, holy, holy forever. In the humble town of David, a Savior born today, the one who would be called Emmanuel. Behold the host of heaven, with holy war proclaim, the one who would be called Emmanuel. Our Messiah, our God is with us now, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you were lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. Above all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you were lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. You will always be, holy, holy forever. Kan ons vir die Here 'n hande klap gee? Kan ons net vir hom loof vir alles wat hy vir ons doen? Kom ons celebrate hom.
ons vanoggend saam met julle kon celebrate. So lekker dat julle hierso was vanoggend saam met ons en mag ons net aanhou soos Koot sê, joy lewe saam met die Here. Mag ons niks ons joy ooit steel van die Here af. So julle kan in julle tyd lekker geniet. Ons kan nog 'n bietjie kuier na die tyd. Hier is lekker koffie. En sien julle nou.